Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Het jy al ooit gewonder of jou lewe na wedergeboorte regtig saak maak? In 'n wêreld wat dikwels soos 'n opeenvolging van toevallighede voel, is dit maklik om te dink dat ons maar net pionne op 'n skaakbord is. Baie mense leef asof die lewe 'n speletjie is waar jy bloot moet probeer wen of oorleef. Maar die Bybel wys ons 'n heel ander prentjie. Jou lewe is nie net 'n lukrake speletjie nie. Dit is 'n roeping. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Efesiërs 4 vers 1 wat soos volg lees: As die gevangene van die Here dring ek dus by julle aan, laat julle lewenswandel aangepas wees by die roeping waarmee julle geroep is. Paulus skryf hierdie brief vanuit die Romeinse tronk. Hy is letterlik in kettinge weens sy geloof. Tog kla hy nie oor sy benarde omstandighede nie. Hy sien homself nie as 'n slagoffer van die noodlot of van die Romeinse keiser se grille nie. Nee, hy sien homself as 'n gevangene in die Here. Vir Paulus was selfs die tronk deel van sy roeping. Die Griekse woord wat hy hier vir roeping gebruik is klesis. Dit verwys na 'n amptelike uitnodiging of 'n spesifieke opdrag van 'n koning. In die antieke tyd het 'n koning se boodskapper mense geroep vir 'n spesifieke taak. Paulus herinner die gelowiges in Efesië daarvan dat God hulle persoonlik geroep het. Hierdie roeping is nie iets wat ons moet probeer verdien nie. Ons redding is reeds 'n vrye geskenk wat ons deur geloof alleen ontvang het. Maar nou dat ons aan God behoort, moet ons lewenswandel, ons daaglikse gedrag, besluite en houding daarbey aanpas. Ons speel nie meer volgens die wêreldse reëls vir tydelike vermaak of rykdom nie. Ons leef vir 'n groter doel. Hier is 'n skriftuurlike feit om ons aan te herinner. Die lewe is nie 'n speletjie met 'n doodloopstraat nie, maar 'n roeping met 'n ewige bestemming en 'n belofte van genadeloon. 'n Speletjie is verby wanneer die tyd uitloop, maar 'n roeping eghou tot in alle ewigheid. Die skrif wys ons dat ons so moet lewe, dat ons aardse lewe ewigheidswaarde sal hê. In 2 Korintiërs 5 vers 10 staan daar geskryf: Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Die skriftelike feit is dat God vir jou spesifieke talente, tyd en geleenthede gegee het. Hy vra nie dat jy perfek moet wees om sy liefde te verdien nie. Hy vra wel dat jy dit wat hy aan jou toevertrou het, getrou sal bestuur om hom te verheerlik en ander te dien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat my lewe nie 'n produk van toeval is nie. Dankie dat U my op my naam geroep het en dat U 'n spesifieke doel met my lewe het. Vergewe my waar ek soms my tyd mors op dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Gee my die krag en die wysheid om my roeping met waardigheid en passie uit te leef. Ek plaas my tyd, my gawes en my toekoms in U hande. Ons vra dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.